Here, ek kan getuig dat U lewe lank is U getrou, Heer. U lewe, my lewe lank, en ek dink almal van ons wat hier sit, se lewe lank kan ons sê, God is hier, en God is getrou, en God is goed. U is so goed, dat U vir ons U woord gee, en die Gees gee, en dat U vir ons 'n woord gee wat reguit openlik met ons praat, en dat U vir ons die middele gee om te leer, en om van U te leer, en om meer te wees soos wat ons behoort te wees. Help vir ons volgend om maar net weer na U woord te luister, en mag dit so wees dat U vir ons sal help om te groei in ons geestelike lewe, want ons tema vir hierdie kort reeks is 'n nuwe jy, en ons weet ons is nuut gemaak, ons het dit laas week gehoor, en daarom bid ons dat U ook vanoggend weer niks anders sal doen, as om aan ons te werk, en te geestelik te werk, sodat ons geestelik verryk hier sal uitgaan. Dankie vir U woord, dankie vir U Gees, dankie vir Jesus. Ons bid dit in U naam, Jesus, die naam bo alle name. Amen. Nou, ek weet nie of julle al wakker is, maar nou wil ek 'n moeilike vraag vra, en ek wil hê julle moet hierdie vraag nou baie mooi oordink. Vraag is dit moontlik om godsdienstig te wees sonder om 'n verhouding met God te hê? Is dit moontlik om godsdienstig te wees sonder dat jy 'n verhouding met God het? Wat sal julle sê? Ja. Want as jy sê nee, dan sluit jy al die ander godsdienste uit, want dis wat al die ander godsdienste is. Al die ander godsdienste in die wêreld werk so. Hulle glo dat hulle moet net hulle God gelukkig hou, baie godsdienstig, maar dit glad nie 'n verhouding met hulle God nie, of met God nie. Maar as ek die vraag anders sou vra, en dan gaan ek dit nie daarop sit nie, wil jy moet nou mooi luister en dink, is dit moontlik dat 'n Christen godsdienstig kan wees en nie 'n verhouding met God kan hê nie? Tog sê jy ja. Dis vreemd, maar is ja. Maar nou is daar 'n ander vraag, wil jy moet nou luister vir hom. Is dit moontlik dat jy en ek godsdienstig kan wees en nie 'n verhouding met God kan hê nie? Dis waaroor het volgende gaan. Natuurlik is die antwoord ja, want dit is net so dat ek en jy kan getuig daarvan dat ons partykeer net so leef asof God nie deel is van ons lewe nie. En ons het verlede week gehoor dat in Christus het ons 'n nuwe skepping geword. Die vorige week het ons gehoor, ons het 'n nuwe identiteit gekry, omdat ons identiteit is, as jy sê, ek glo in God, en ek aanvaar Jesus as my verlosser, sê Johannes 1 vers 12, dan het jy die reg om God se kind genoem te word. Dis wat jou identiteit is. Verlede week het ons gehoor, jy is 'n nuwe skepping as jy in Christus is, maar ons weet, en ek weet, is in my lewe so, en jy weet, dalk is in jou lewe so, dat daar partykeer in jou lewe is goed wat jy besluit, wat jy weet teen God se wil is. En jy weet, ek doen dit, en jy weet is verkeerd, of agterna vind jy uit is verkeerd. So prakties is dit moontlik, dat ons kan sê, ons is godsdienstig, ons is 'n kind van God, maar ons het nie op die oomblik 'n verhouding met God nie. Dit beteken nie ek verwerp vir God nie. Dit beteken nie ek verwerp vir Jesus nie. Wat eintlik gebeur, ons maak God soos 'n gas wat ons innooi wanneer ons hom nodig het. So kom asseblief nou, as u nodig, kom kuier 'n bietjie by ons, kom help vir ons 'n bietjie. Nou, die gedeelte wat ek nou gaan lees, is eintlik 'n hele gemeente wat so was. En dis moontlik dat 'n hele gemeente so kan raak. Dat die hele kerk so kan raak, dat 'n kerk bestaan uit mense. En ek beleef dit in die wêreld, dat daar baie gemeentes is, of kerke is, wat so raak, wat baie godsdienstig is, maar nie 'n verhouding het met God nie. Kom ons lees hier in Openbaring 3, skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, ook nie warm is nie. En tog, as julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is en nie warm en nog nie koud is nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg.
Julle sê, ons is ryk, ja skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur die vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien kan word nie. En koop oogsalf om julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en ek tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle eers wees, en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal het, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het, saam met my Vader en op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. So hier is dit moontlik. Hier lees ons van 'n hele gemeente, en dis 'n kerk wat bymekaar gekom het, soos ons, op 'n Sondag, en die hele gemeente sê die Here, dit lyk asof God buite die gemeente staan. En dit is met ander woorde moontlik, dit kan in ons tyd ook gebeur, en daarom dink ek, as jy vanoggend hier is, en jy luister ergens in die wêreld na ons, dat jy die vraag sal afvra, laat ek nou maar my eie lewe vandag kyk. Ek vra, Here, help vir my om te sien, waar staan ek? Staan U buite of staan U binne? Of staan U half van my deur? En kom ons hoor, wat sê God se woord. So die eerste ding wat ek hier wil hê ons moet ontdek, is wat praat hierdie gedeelte oor God? Die eerste ding wat hy sê, hy is betroubaar. Hy sê, skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Die eerste ding wat Jesus sê, as hy met die kerk praat, as hy met ons praat, as hy vanoggend met ons praat, ek is die Amen. Die Amen beteken, dit sal so wees. Met ander woorde, is asof Jesus sê, alles wat God beloof het aangaande my, en aangaande julle, en aangaande die wêreld, alles wat hy beloof het, is waar, dit sal so wees. Dit is soos hy sê, dit sal wees. As sy woord is finaal, dis bindend. As hy praat, dan sê hy, dit wat hy sê is die werklikheid van God. Die tweede ding wat hy sê, ek is 'n ware geloofwaardige getuie. Nou wat is 'n getuie? 'n Getuie is iemand wat daar was toe die goed gebeur het. So as Jesus sê, ek is 'n geloofwaardige getuie, dan sê hy, as ek met die gemeente praat, as ek met julle vanoggend praat, dan praat ek nie met hoorsê getuienis nie. Hoorsê getuienis doen ons baie keer. Ons sê, het jy gehoor, hy en sy het so gedoen. Hulle het weer hierdie ding aangevang. Ons hoor sê, ons het dit gehoor, en nou hoor ons, en dan vertel ons vir al die ander mense, daai mense het so gedoen, maar ons het dit nie gesien nie, dis hoorsê getuie. So Jesus kom en sê, ek het nie by ander mense gehoor aangaande julle nie. Ek is 'n getuie wat geloofwaardig is, want ek leef saam met julle. So as ek met julle praat oor julle geestelike lewe, dan praat ek nie omdat iemand anders my vertel het nie. As die Here met jou praat oor jou geestelike lewe, dan praat hy nie met julle omdat ek by hom gaan skinder het oor julle nie. Want ek kan nie die helfte van al die kinderstories eers onthou nie, of vertel nie, want ek weet nie alles nie. Maar hy sê, ek is 'n getuie wat presies weet, wat in elkeen van julle se lewe aangaan. Daarom is ek geloofwaardig. So as ek met die kerk praat, en ek kom praat met my kinders, dan weet ek, want ek is saam, ek leef saam met hulle. Ek is 'n getuie wat dit gesien het. Die tweede ding wat hy sê, is dat ek het julle geskep. Hy het alles geskep. Hy sê, ek is 'n geloofwaardige getuie, deur wie God alles geskep het. So as hy sê, ek het jou geskep, dan weet ons kan daarby sê, hy het ons gemaak en gekoop. Hy het ons gemaak, en toe kom koop hy ons met sy bloed, soos is dubbel syne. As hy dan kom en sê, ek wil met jou praat, want ek het jou geskep, ek het jou nie net 'n liggaam gegee nie. Ek het jou 'n siel en 'n gees gegee. Jy is nie 'n dier nie. 'n Dier het net 'n liggaam. En jammer vir julle mooiste ou hondjie gaan nêrens heen nie. Hy gaan nie 'n honde heeltemal toe nie. Sorry. Of hy kat, of hy luis, wat goed wat julle aanhou, lizards, hulle gaan aan visse, paddas, wat het julle nog, skilpaaie, hulle gaan almal nêrens. Maar jy het 'n siel en 'n liggaam, 'n siel en 'n gees, en dit onderskei jou van al die ander mense, van alle ander wesens. Daarom sê hy, ek het jou geskep, ek weet, ek is by jou. Jy het 'n verhouding met my, jy kan 'n verhouding met my hê.
Die derde ding wat hy sê is dat ek weet alles wat julle doen. Hy sê hier, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud of warm is nie. En dit maak vir my nogal rustig voel. Dat God alles weet wat ek doen. Want ek hoef niks van weg te steek nie. As ek verkeerd doen, dan weet hy dit. Ek hoef nie vir hom te kon vertel daarvan nie. Ek kan al wat hy verwag is dat ek na hom toe kom te sê, Here, u weet dat ek verkeerd gedoen het en verkeerd gepraat het, verkeerd gesê het. Ek kom vra om verskoning, vergewe my asseblief. As jy jou sondes bely, is getrou en regverdig om jou te vergewe. Hy weet dit. Hy weet ook van jou slegte dae. Hy weet alles van jou goeie dae. Hy weet. Dit maak my rustig. 'n vierde ding wat ons leer hier van God, is dat hy oordeel. Nie op 'n oordeel soos wat, hoe oordeel hy? Hy sê ek bestraf en ek tug elkeen wat ek lief het. Dit laat my relax. Want hy sê, ek weet mos hy's 100% liefde, 100% van die tyd. So niks wat ek doen of sê, of jy doen of sê, kan sy liefde minder maak nie. Want sy wese is 100% liefde. So dit maak my rustig voel, dat hy sê, ek tug jou, want ek is lief vir jou. En dan doen hy niks anders as wat jy doen nie. Of julle wat kinders het nie, en julle wat nog gaan kinders hê. Julle gaan nog trou, en julle gaan ons nou binnekort trou, en dan binne 'n paar maande is daar, nee, okay, nog nie, nee, okay. Maar anyway, julle gaan almal wat nog nie getroud het, en gaan kinders hê, julle het kinders, so hoe maak jy met jou kind? Jy tug jou kind, jy leer jou kind, jy dissiplineer jou kind, hoekom? Omdat jy die beste vir jou kind wil hê. Hy dink nie so nie, sy dink nie so nie, maar jy wil die beste vir hulle hê. Jy's lief vir hulle. Jy partykeer maak die vriende van jou se kinders jou mal. Ek wil nie ingryp of partykeer die bure se kinders, maar jy doen niks nie. Jy sê ek het nie 'n saak hoe hulle uitdraai nie. Ek is nie lief vir hulle nie, dis nie my kinders nie. Ek gee nie om hoe hulle ouers hulle tug nie, maar my kinders gaan ek dissiplineer, want ek is lief vir hulle. So wanneer Jesus kom en hy praat met sy kerk hier, en hy praat met my, en hy praat met julle, en hy sê, julle is lou, en ek sê nie, hy sê, julle is allemaal lou nie, maar hy sê, julle is lou, jy moet jouself ondersoek, dan is dit nie 'n veroordeling om sonder hoop nie, dan bring hy hoop, want as jy by 'n dokter sit, en die dokter gee vir jou diagnose, dan is omdat hy sê vir jou, dis presies wat jou siekte is. En dis hoe ons dit gaan behandel. Dit gee vir jou hoop. As die dokter sê, gaan nie vir jou sê van jou siekte nie, dan gaan jy nie weer na die dokter toe gaan nie. En dis wat hy doen. Hy sê, ek oordeel jou, ek tug jou, want ek is vir jou lief. Want hy gee harde woorde, hoor die harde woorde wat hy sê. Hy sê, as julle tog maar koud of warm was, met ander woorde, julle gewys het, julle niks het my uit te waai nie, dan is dit oké. As julle warm was, dan is dit vir my oké. Maar nou, omdat julle lou is en nie warm is nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. En ten spyte van dit, bring hy onmiddellik genade in. Want dis wie hy is. Hy is 'n God wat genadig is in die kruis. Hy sê hier, julle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig, dis 'n groot Afrikaanse woord, wat is dit in Engels? Wat is eers 'n woord in Engels nie? Pitiable. Pitiable, ja. Dis wat dit is. Julle is beklaanswaardig. Ek gaan nou nie woord Afrikaanse les gee nie. En arm en kaal. Hy sê, dan sê hy, daarom raai ek julle aan. Dis wat God sê. Kom koop by my goud. Ek wil julle skitterende kinders van my maak. Kom na my toe. Kom, ek gaan vir julle goud gee. Hy sê, kom koop by my wit klere. Kom maak jou rein, bedek jou sonde, kom na my toe. Hy sê, as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig om al jou sondes te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Met ander woorde, kom na my toe en ek kom koop wit klere by my, kom trek aan dat jou skande nie is nie, dat gesien kan word nie. En kom koop oogsalf by my, sodat jy, hy sê, kom kry geestelike salf, sodat jy my kan sien, sodat jy jou sonde kan sien, sodat jy verlossing kan sien, dat jy kan sien wie is jou God. En dan sê hy, kyk, ek staan by die deur, en ek klop, hy is nie weggegaan van die deur af nie, as hy buite jou lewe leef, as jy 'n Christen is, en jy is godsdienstig, maar jy het nie 'n verhouding op die oomblik met God nie, dan is hy nie weg van die voordeur af nie. Hy staan reg voor jou voordeur, en hy klop,
Hy sê, ek klop, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan, en ek sal saam met hom feesmaal kom hou, en elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek op my troon laat sit. So ten spyte van die feit dat hy sê, hoor ek wil met jou praat oor jou geestelike lewe, en as ek bevind jy agterkom, maar hoor nie, maar God staan 'n bietjie buite, is daar genade vir jou. So kom ons gaan gou terug, ons het nou gepraat oor God. Kom kyk gou na die gemeente. Die gemeente is in Laodicea. Nou Laodicea is ek het die stad. Kom ons praat eers oor die stad. As jy 'n kaart daar opsit, dan sal jy sien Laodicea is in die suidelike deel van Turkye. As jy al ooit in Turkye was en jy was by Kusadasi of jy was by Smyrna, Izmir, dis alles daai gebied, die suide van Turkye, die 7 gemeentes van Openbaring, ons lees nou van die 7de gemeente. So Laodicea was 'n baie ryk stad. Hulle het genoeg geld gehad, want daar's 'n baie groot tekstielbedryf daar gewees. Hulle het sulke spesiale swart wol produseer wat wêreldwyd gebruik was, en vandag nog is dit so. Dis een van die grootste dele waar jy tekstiele kan koop, en baie van die groot handelsname het vandag nog fabrieke daar. En vandag nog, ons het baie tekstiele wat ons self daar gekoop het, tafeldoeke en gordyne, die mooiste goed, het ons gekoop daar in daai gebied nog steeds, want daar's baie sulke goed. So hulle is daarvoor bekend, en daarom kom Jesus en hy sê, hoorie, julle is ryk gewees, en julle maak al die mooi klere, maar julle het my nie nodig nie. En dan was daar 'n universiteit gewees, waar dokters opgelei word veral vir oogprobleme. So hulle het 'n tipe oogsalf ontwikkel en 'n oormedisyne daar ontwikkel in daai gebied en in daai omgewing in daai stad. Ons het baie keer in daai reunies van daai stad al geloop en dis waar hulle hierdie oogsalf ontwikkel het. So dit was 'n stad wat eintlik niemand nodig gehad het nie. Nou ons gaan in die jaar gaan ons oor Kolossense, die boek Kolossense in jou Bybel. Dis so 7 km. Kolosse is in op dieselfde rivier, dis die Lycus rivier loop so verby Laodicea en dan kom dit by Kolossense of Kolosse verby. En dan was daar nog 'n ander stad van die Bybel daar, Hierapolis. Julle sal daarvan lees in die briewe aan Kolossense. Maar daar was hierdie 3 groot stede, sit gaan vir my net weer aan, hierdie 3 groot stede gewees, wat baie belangrike rol gespeel het. Hierapolis was waar Filippus, een van Jesus se disippels, aan 'n boom vasgekap is en doodgemaak is, omdat hy daar die evangelie gebring het. So dit was nogal 'n bekende plek gewees. Nou die stad self, Laodicea, het pype gehad. As jy net die volgende skyfie aansit, daai is alles. Dis 'n warmwaterbron. So dis verkalking wat so afkom. Dit is bo baie plek, daar waar jy die mense kan sien staan. Ek dink Rikkie staan daar links neer. Weet nie, sy is daar ergens, al langs sy boom. Maar daar is baddens waar jy kan inloop. Jy is seker 'n warmwaterbron, is 'n warmwaterbron. Nou wat gebeur het, as jy die volgende skyfie aansit, daai pype was nog van daai tyd af. So is erdepype wat van daar af geloop het tot by Laodicea. So die warmwater, as dit by Laodicea gekom het, was lou. Die Lycus rivier het koue water gegee, en hulle warm water het nooit warm gewees nie. Dit was net lou, en dis hoekom Jesus met hulle praat. As jy weet jy, die warm water het koud geword by julle. So hulle verstaan presies waarvan hy praat. So ek wil net vir jou die agtergrond gee, dat jy verstaan waarmee Jesus besig is as hy met hulle praat. Nou sê hy, Jesus sê, ek weet dat julle nie koud is nie. Ek weet dat julle nie warm is nie. As jy maar koud of warm was, maar nou omdat jy lou is en nie warm is nie, en ook nie koud is nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nou, daar was groot fout in die gemeente. En by die dominee. Hy het nie sy werk dalk gedoen nie. Hy het dalk nie reg met die gemeente gepraat nie. Soveel so, dat Jesus die volgende woorde sê, ek gaan julle uit my mond uitspoeg. Nou, die vertalings vertaal dit baie lig, want die woordjie in Grieks emio, is amper eeu, kan jy sê, dit beteken to vomit forth, to throw up. Dis asof Jesus sê, as ek na julle kyk, en julle is nie koud of warm nie, julle is Christene en godsdienstig, maar julle het nie 'n verhouding met my nie.
dan maak dit my naar. Dan wil ek opgooi. En ek het in die week die siekte se naam gelees wat die Here naar maak. En die siekte is MTD. MTD, sal dit onthou? So 'n Christen wat aan MTD ly, is nie iemand wat Jesus verwerp het nie. Is iemand wat 'n lidmaat van 'n gemeente is iemand wat Sondag gereeld kerk toe kom. Dis mense wat die regte dinge sê. Maar die simptome van iemand met MTD is iemand wat nie meer passief voel vir die Here leef nie. Hulle leef vir die kerk dalk en hulle sal vir God aanbid of dien, maar op hulle terme. Wanneer hulle wil, hoe hulle wil, wanneer hulle wil. Vir hulle raak die vorm godsdiens belangriker as enigiets anders. Die manier hoe ons goeders doen raak belangriker daarvoor vir mense wat aan MTD ly as om te sê die verhouding met God. Hulle wil eerder sê, maar kom ons doen die goed soos dit vir ons gemaklik is. En dis eintlik maar wat die mense gesê het in Laodicea. Hulle sê, hy sê julle is ryk. Julle sê ons het niks meer nodig nie. Dit is asof mense sê ons het niks meer nodig nie. En dis die gevaar van so Christendom dat jy sê ek wil Christus dien op my manier, en soos ek groot geword het en dit moet altyd so wees en daar's geen ander manier hoe dit gedoen kan word nie. Dis eintlik 'n vorm godsdiens en dan gebeur dit dat jou godsdiens belangriker raak as God. En dat daar nie 'n verhouding is met God nie. Dis alles tekens van MTD. Nou MTD het julle geleer, en ek dink is in graad 1, die tweede kwartaal se sonnaarskoolles, het ons julle geleer, dis graad 2 gewees, oor MTD. Kan julle nog onthou? Wat is MTD? Wauw, ek is teleurgesteld. Kom ek lees vir julle, waarvoor staan MTD? Dit staan vir moralistiese terapeutiese deïsme. Daar het julle dit. Onthou julle dit, nee? Ja, ek het dit moes gehoor, ek ken dit mos. Nou dis hoe die siekte beskryf word. En dit is nie 'n grap nie, maar dis presies wat dit is. Dis wat, as jy dink aan 'n lou Christen, dan kan jy sê, is gelyk aan MTD. Is gelyk aan, julle sal onthou, moralistiese terapeutiese deïsme. Moralisties, kom toets jou, en jy gaan jouself diagnoseer. Julle, almal van julle, ek weet nie of julle dit doen nie, ek doen dit. As ek by die dokter was of ek kry 'n bloeduitslag en hulle sê, dit is dit, dan Google ek of gaan ChatGPT sê, wat beteken dit? Hulle gee vir my al die goeders wat ek moet doen en hy gee die pille wat jy moet drink en jy voel sommer net beter, net dat ChatGPT saam met jou voel jy is siek. Nou dis die ding wat jy nou gaan doen. Jy gaan nou die Bybelse ChatGPT aansit en jy gaan nou luister met jou ore en jy gaan jouself diagnoseer. Want ek moes dit doen in die week. Okay. So moralisties beteken dit. Jy moet vir jouself gaan sê, is ek moralisties? Moralisties beteken ek wil goed wees en ek wil graag goed doen. En dit doen julle presies met julle kinders. Julle sê as my kinders, julle wil graag hê dat julle kinders goed moet wees en goed moet doen. Dis wat julle kinders leer. En sê wees net asseblief gehoorsaam. En doen net asseblief goeie goeders. En as jou kind dit doen, dan is jy baie tevrede met jou kind. Maar dit sê niks van jou verhouding met jou kind nie. As jou kind alles doen wat jy sê, dit beteken nie jy het 'n intieme, nabye verhouding met jou kind nie. Beteken net jy het 'n gehoorsame kind wat moralisties optree. En dis net so maak ons met God. Mense sê, solank ek net vir God tevrede kan stel deur 'n goeie morele lewe te lei. Hulle sê, as ek vriendelik is, respekvol is, verantwoordelik is, liefdevol is, dis wat ek wil wees. En dis wat ek graag na strewe. Nou ek kan vir jou baie Turkse moslems kom bring, en jy kan seker ander mense bring wat nie glo nie, wat net so is, wat liefdevol is, wat behulpsaam is, wat verantwoordelik is, wat vriendelik is. Ons het daar geleef in Turkye, en ek het vir Rietjie gesê, hierdie mense leef so wat Christene behoort te leef. Hulle kort net vir Jesus. So dis 'n moralistiese lewe. So Christus het nie na hierdie aarde toe gekom om jou 'n goeie mens te maak nie. Dis nie waarom hy gekom het nie. Christus het na hierdie wêreld toe gekom om ons gebroke verhouding met God te kom herstel.
Dis hoekom hy gekom het. Hy het gekom, ons het dit laasweek gehoor, om te sê, ek wil julle met God versoen. Ek kom red julle, ek kom gee julle die nuwe lewe, sodat julle in 'n verhouding met God kan staan. Sodat ons nie moralisties hoef te leef, om te sê, ek moet net goed wees nie. Ek moet net hard genoeg probeer, ek moet net meer Bybel lees, ek moet net meer bid, miskien sal God dan meer tevrede wees met my. Hy het nie gekom om ons moralisties te kom red nie. Hy het gekom om ons te red. En dis waar ek vir baie jare in my lewe was. Julle weet, ek was eers 40 toe ek 'n predikant geword het. So vir baie jare was ek 'n moralistiese Christen. Ek het elke Sondag kerk toe gaan, ek was deel van die leierspan van die gemeente, ek was 'n ouderling gewees op 'n stadium in hierdie gemeente, en ek het nie 'n verhouding gehad met God nie. Die manier hoe ek moralisties geleef het, was 'n rookskerm, want hier binne, back at the ranch, het ek geweet, ek het geen verhouding met God nie, ek het net 'n Sondag verhouding, ek was 'n Sondag Christen en 'n week ateïs, in die week het ek geleef soos wat ek wil, en sê ek sal Sondag weer gaan verskoning vra, maar hierso is die plek, hier's die plek vir sagtheid of vir 'n Christen gedagte, en ek het so geleef. So ek was 'n moralistiese Christen, terwyl ek in die kerk was. Die tweede ding is die T, staan vir terapeuties. En terapeuties, hoekom mens terapie kry, is jy wil goed voel. En dis een van die groot probleme van MTD of van louheid, is dat ek wil 'n verhouding met God hê, of ek wil 'n godsdiens hê, sodat ek kan goed voel, sodat dit my gelukkig kan maak, sodat ek kan vra, wat kan God vir my doen? Waarvoor kan ek vir God vra om vir my te help? En mense sê, maar dit is nie so nie, ek leef nie so, dat ek net leef, dat wat kan God vir my doen nie, maar dit is so. Dink 'n bietjie vir 'n oombliekie as dit met jou sleg gaan. As dit met jou sleg gaan, dan sê mense, maar Here, ek is so 'n goeie mens, jy weet ek gaan gereeld kerk toe, nou al hierdie moeilikheid, wat help het ek bid? Ek gaan kerk toe, maar u help my nie. Ek was daar, ek was 'n predikant toe ek daar was, toe ek nog steeds 'n voelgoed verhouding gehad het met God. Toe ons derde kar steel, in Kreeusdorp, toe was ek baie kwaad. En ek was vir die Here kwaad. Want ek het vir hom gesê, ek het vanoggend vir u gebid. Ragtig, ek kyk hier na my kar, daar steel nog 'n kar. Wat help het ek as 'n Christen? Wat help het ek het my werk gelos, vir u gaan leer, alles gedoen, nou help u nie vir my nie. So ek wil goed voel. Mense raak so dat jy met God eintlik hierdie ooreenkoms aangaan. Ek sal goed lewe, hou net die moeilikheid vir my weg. En eintlik is hy jou terapeut dan. Want dan gaan jy na God toe, dan is jou verhouding met God terapeuties. Want dis hoekom ek wil net goed voel. Dis waarom ek gaan na hom toe. Hy raak my diensverskaffer. As die diens goed is God goed. En as daar niks diens is nie, dan is ek kwaad vir hom, soos wat ek vir hom was. Christus het ons nie kom red, sodat dit met ons moet goed gaan nie. Christus het ons kom red, om 'n verhouding te hê met God, ten spyte van swaar kry, en ten spyte van onheil, ten spyte van die feit dat dit baie keer met ons so sleg gaan, roep hy ons steeds op, om 'n verhouding met hom te hê. Die volgende een, is die D, 'n deïsme. Deïsme was waar ek was vir 29 jaar. Want 'n deïsme beteken, jy glo daar's 'n God, en jy glo God het jou gemaak, en nou bly jy op 'n afstand. Mense sê dit. Hulle sê, God het jou 'n goeie verstand gegee, gesonde verstand gegee. Jy weet wat is reg en jy is verkeerd. Jy moet die besluite neem. En dis waar ek vir 29 jaar was. Ek het vir 29 jaar so geleef, dat ek het God op 'n afstand gehad. It was from a distance. He is watching me. Ek het dit geglo. So in die konteks van die MTD, of dan die moralistiese terapeutiese deïsme, beteken dit eintlik dit. God is daar, wanneer ek hom nodig het. Wanneer ek 'n krisis het, dan sal ek hom roep. Wanneer ek 'n besluit moet neem, sal ek hom roep. Maar as ek klaar is, dan gaan ek aan met my lewe. Nou baie van julle met wie ek al gepraat het vir my gesê, of mense het vir my al gesê, toe ons Australië toe gekom het ons gebid, en dat die Here vir ons met 'n deur oopmaak. Baie mense het vir my al gesê.
En nou is hulle hier. En nou is daar nie meer 'n verhouding nie. Nou het ons nie meer vir God nodig nie. Ons sal hom weer inroep as ons visum bietjie meer sukkel. En dalk as ek 'n nuwe werk voor aansoek doen, dan gaan ek hom roep en sê, hoor, kom help gou met my CV en help gou daai mense dat hulle raak sien hoe goed is ek. En dan gaan ek aan met my lewe. Dankie tog, ek het hierdie werk gekry. Nou leef ek weer vir myself. Ek is jammer oor dit, maar dit is hoe dit werk. So ek praat nie oor hierdie goed van iemand anders eraf nie. Ek weet ek beleef dit ook so. Ek was al daar. Dat jy God so behandel dat hy wag daar ergens om geroep te word. Die Heilige Gees is baie keer net in 'n kamertjie toegesluit. En so af en toe het ons hom nodig. Dis MTD. En dis wat Jesus naar maak. Hoekom maak dit hom naar? Want dis 'n vervalsing van kind wees van God. Dis om 'n vervalste beeld te skep van wie jy en ek is. As ons aan MTD lei. As ons lou is. Want eintlik wys ons en sê ons is 'n kind van God, maar ons is dit nie. Dit maak hom naar, want dit gebruik die taal van die Bybel, en ons gebruik die Bybel, en ons sit Facebook goedjies op, en mense dink, wow, hier ken die Bybel. Maar eintlik haal jy die waarheid uit die woord, vir jouself. Dit maak hom naar, want as jy MTD het, dan dink jy God moet goeie dinge vir jou doen. En dan is jy gelukkig. As jy MTD is, dan sê jy eintlik, ek is 'n goeie mens. Ek het eintlik 'n redder nodig nie. En dis wat hom naar maak. So Jesus het gekom om ons te kom red van die dood, die sonde en die hel. En die rede hoekom hy gekom het, is om vir ons te kom sê, sonder my is julle verlore. Sonder my kan julle niks wees nie, kan julle niks doen nie. Julle kan julle self nie red nie. Julle kan nie met goedheid julle self kom red nie. Julle kan nie deur julle goed wees, goed doen, voel goed, goeders kom doen, my op 'n afstand sit. Dis nie waarom ek gekom het nie. Ek het gekom om julle te red, sodat julle verlos kan word van sonde en die dood en die hel. Sodat julle kinders van God kan wees. What a amazing gedagte. Dat jy en ek kan met God versoen, dat ons met hom kan praat, ons kan vrye toegang tot hom hê, ons kan vir hom sê Vader, Abba Vader, ons kan ons lewe met hom saamlewe. Dis hoekom hy gekom het, om ons te kom red. So die gevolg van 'n gemeente of mense wat aan MTD lei, is dat God is nie die sentrale punt in 'n lewe nie. Maar God dank vir sy woord. Hoor wat sê hy. As jy dalk met jouself diagnose agtergekom het. Hoor jy, daar's van hierdie goed wat in my lewe aan die gang is. Hoor wat sê hy. Laat dit dan vir julle erns wees. En bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, sal ek oopmaak. En ek sal by hom ingaan. En ek sal saam met hom feesmaal hou. En hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek op my troon laat sit. Dis die amazingste van God. As jy agterkom, soos ek in hierdie week moes agterkom, waar sit ek? Met my MTD, wat van MTD het ek toe, laat ek toe, is ek moralisties dalk soek ek vir God net as 'n terapeut, of dalk sit ek hom op 'n afstand, so af en toe. God se reaksie is, Jesus se reaksie is dit, as paar goed wat hy doen, hy sê ek klop. En hoe klop hy? Hy klop met sy stem. Hy sê, kyk, ek staan voor die deur. Ek is nie binne op die oomblik nie. Ek wil inkom. En dan sy reaksie, as jy vanoggend sou sê en ek, Here, kom in. Dan kom hy in. Hy sê, as jy die deur oopmaak, dan kom ek in. En wat sê hy? Dan gaan ons fees hou. Ek kon nou nie sê braai nie, maar
partytjie. Ons gaan, hy sê nie, ek gaan inkom hier en dan gaan ons eers 'n gesprek hê. Dan gaan ek vir jou eers vir jou sê van MTD. Jy dink aan my moralisties. En jy dink my as jou terapeut. En jy sit my mos op 'n afstand. Niks daarvan nie. Hy sê as jy die deur oop maak, geen verwyte nie. Dis verby. Ek is by jou. Nou gaan ons by mekaar sit en ek wil by jou wees. Kan jy sien? Sy behoefte hier is ek wil by jou wees. Ek wil nie buite wees nie. Ek wil met jou wees. Altyd. Sê ek sal inkom. En dan sê hy 'n interessante ding. Ek sal jou toelaat om by my op die troon te sit. Ek het nou probeer om hierdie ding ek wil dit nie afmaak en wat maak jy so af water nie. Maar ek sien die beeld. Hy sê, ons het nou ingekom, ons het nou lekker fees gehou. Kom sit jy op my skoot. Kom sit op my troon saam met my. Ek wil jou by my hê. Ek wil jou nie daar hê nie. Ek wil jou by my hê. Dis die mees intiemste, nabyste wat jy aan enige iemand kan kom, as jy op of sy of haar skoot gaan sit. En hy sê, hier sit ons nou. Dis wat hy doen. Wat sê hy moet ons doen? Bekeer jou. Bekering is nie wedergeboorte nie. Wedergeboorte is wanneer jy by 'n punt gekom het in jou lewe en te sê, ek het vir Christus nodig, ek aanvaar hom as my persoonlike saligmaker en verlosser, en ek glo in hom. Dan sê Johannes 1 vers 12, dan in 13, dan word jy 'n kind van God, nie uit 'n mens gebore nie, maar uit God gebore. Dis wedergeboorte. Bekering is 'n daaglikse proses, dalk 10 keer op 'n dag, want al wat dit beteken is, jy beweeg in die verkeerde rigting, jy het 'n verkeerde gedagte, daar gaan jy. En wat's bekering? Draai om en kom terug waar jy moet wees. Net toe dink jy weer in 'n verkeerde gedagte en sê, draai om, ek wil nie MTD hê nie. Ek wil naby God bly. Dis daai heeltydse beweging van naby God, ver van God. Uit sy nabyheid terug na sy nabyheid. Die oomblik as jy agterkom, ek is nie nou waar ek behoort te wees as kind van God nie. Ek hoort nie as 'n kind van God hierdie goed te sê of te dink of te doen nie. Dan draai ek om. Kom ek terug. Hy sê bekeer jou. Kom terug na hom. En die tweede ding is erken as God buite jou lewe is. Dit kan ook so wees. Mense het dit al vir my gesê, is dat ek so sê, God is dalk net 'n yster in jou vuur. Mense sê mos baie keer, ek het baie ysters in die vuur. Ou het my eendag gesê, ja, ek kan nie eintlik by die kerk help, ek het so baie ysters in my vuur. Dink ek, dis presies wat MTD is. Maar hy moet die vuur wees. En elke yster wat jy in daai vuur sit, wat nie van hom af is, jy moet verbrand. Want as hy die vuur is, sal hy alles verteer, wat hy nie wil hê nie. Maar te erken, om te sê, Here, U is maar net een van die ysters in my vuur. Ek wil erken dat ek nie sonder U kan klaarkom nie. Ek wil erken dat U moet deel van my lewe wees, altyd. En ek wil erken dat ek moet werk aan my verhouding met U. Dis al. As die verhouding herstel, want hy sal inkom. As jy sê, kom in, dan is hy in. En dan hou hy fees met jou. So wat hoor ek? Wat moet ons huis toe vat? En dis nie 'n oordeel nie, maar goeie op die oog af Christen mense kan so leef, so besig wees met die lewe, dat God buite hulle lewe staan. Dat hy 'n yster raak aan hulle vuur. Dit kan so wees dat godsdienstige mense, soos wat ek geleef het, God 'n Sondag God maak. En 'n Maandag in die besigheidswêreld waar ek was, nie 'n plek vir God gewees nie. Hier sit hond eet hond. Hy is nie plek daar nie. Dis soos ek was. As jy besef, dit is soos ek vir God gemaak het, dis wat ons hoor vandag. Die derde ding wat ek hoor, is dat lou Christene, of dan sê MTD Christene, dien God, en is 'n goeie mens, sodat hulle hoop God sal hulle lewe beter maak ook. Die verskil tussen 'n Christen wat 'n verhouding het met God, en 'n moralistiese, terapeutiese deïsme met MTD Christen, is oorheerskappy. As jy MTD het, dan is jy in beheer van jou lewe. Dan sit jy op die troon.
En dan doen jy goed, sodat jy kan voel, God moet vir my terug iets doen. Dan is ek op die troon. Dan bepaal ek, hoe ek vir God sal dien, en wanneer. As ek 'n kind van God is, dan sê ek, Here, ek kan nie dit so lewe nie. U moet op die troon kom sit. En as jy op my troon sit, dan besluit u wat ek moet doen. Dan besluit u hoe moet my lewe wees. Dan raak my doelwitte u doelwitte. Dan sê ek nie, Here, maak asseblief my drome waar nie, maar dan sê ek, Here, hoe kan ek u drome vir my bewaar? Kan ek dit waar maak? Help my daarmee. So in hierdie week, en vandag miskien nog, ek sal altyd voor 'n keuse, en julle ook. Sal jy vir Jesus in hierdie week aan mekaar sê, Here, ek wil aan myself, my eie wil, wat nie goed is altyd nie, wil ek sterf, sodat ek vir u kan lewe. Sal jy besluit neem om te sê, ek wil nie vir God meer gebruik vir my eie doeleindes nie, maar ek wil my aan myself aan hom gee vir sy doeleindes. Die derde ding wat jy moet doen, is om te sê wat jy kan doen, die keuse wat jy altyd het, sal jy ophou om die deur vir God toe te maak in sekere dele van jou lewe. Sê, hierso kan God nie inkom nie. Ek gaan nie hierdie ding verander nie. Ek is nou so en dit sê. Here, jy gaan nie vir my sê hoe moet ek wees nie. Of sal jy sê, Here, kom in en verander my heeltemal. Maak my nuut. Sal jy, en dis die keuse wat jy het, sal ek hom toelaat nie net as my redder nie. Want almal van julle hier sit wat sê ek glo in God, het hom aanvaar as 'n redder. Maar sal ek hom toelaat as my koning? Want hy is nie net my verlosser nie. Hy is ook my heerser. Dis die Here kom heers in my lewe. Dis my keuse en jou keuse. Kom ons bid. Here, dankie dat u my aan mekaar herinner aan my AMTD. Dit is so maklik om lou te raak. So maklik om u net weg te stoot en gebruik vir wanneer ons u nodig het. En u sê nie, ons mag dit nie doen nie. U sê juis, ek wil jou help, en dis hoekom hierdie blomme getuig en hande opgaan, sê, Here, help my in my moeilikheid. Ons sê nie vandag, u sê nie vandag vir ons, julle mag nie vir my dit sê nie. U nooi ons uit, kom, sê, kom, ek sal jou help. Maar vanuit 'n verhouding, vanuit iemand wat sê, ek weet my verhouding is nie waar dit moet wees nie. Maar God dank, ek is beter, of ek is nader aan God as wat ek laas jaar was. God dank, u help my vandag weer een stapie nader. Dat u behoefte is om met u versoen te wees. 'n Verhouding met u te hê. Naby u te leef. En nie 'n vorm tipe godsdiens het nie. Waarin ons bepaal hoe u ons met ons kan werk en hoe u ons met kan praat. En as jy daarvan hou nie, dan beweeg ons dit aan. Help vir ons daarteen. Begin by my. Mag dit nooit so wees dat u 'n brief skryf vir die gemeente in Rockingham en vir my, die leraar, kom sê, julle is lou. Julle buite, julle staan, ek staan buitekant. Mag asseblief, Here, dit nooit gebeur nie. Ek nooi u in en sê, kom in my lewe en kom in elkeen van ons se lewe nou. Mag hierdie gemeente bekend staan as 'n warm gemeente. Nie omdat vir enige ander rede nie, net omdat hulle soek na u. Dors na u. 'n Verhouding het na u. Help vir my, help vir ons in Jesus se naam. Amen.